Aba Vader, dit wat ons nou net gesing het, dit is dan so, Here, daarom het ons dan die woorde ook van hierdie pragtige worship lied gesing. En ons kan dit herken, Vader. You are faithful. You are faithful to us, your congregation, Lord. You are so good to us. Even when it is difficult, Father God, we know that your goodness will carry us through. Baie dankie, Here, vir daardie guns en daardie goedheid in elke ene van ons se lewens. Ons aanbid U daarvoor, Here. Vader, ons wil hierdie vergadering wil ons offisieel oorgee in U hande, sodat die Gees van God kan lei, sodat die Gees van God ons ore kan kom oopmaak, sodat die woord van God in vrugbare grond sal val, Here. Ons aanbid U, ons loof en ons prys U. En Vader, laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart U welbehaaglik sal wees, my rots en my verlosser. Amen. Ons gaan aan met die woord wat ek begin het so 'n paar weke terug. Daar's nog so 'n paar, ek weet nie hoeveel nie, wat ons na gaan kyk, paar kere wat ek die woord sal bring. Ek het 'n hele paar bladsye nog wat ek opgeteken het. Ons lamp in donker tye. En ek het daardie gedeelte in Psalms vir u gelees waar hierdie spesifieke gedeelte van laat hy 'n lamp is vir die pad wat ons op moet stap en 'n lig vir ons voete sal wees, het ons gelees in Psalms, maar ek wil hierdie gedeelte saam met u lees, 'n onfeilbare woord, en is daar in Johannes 15. En ek gaan die eerste 8 verse met u deel. Jesus is aan die woord hier. Hy sê, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, sal veel vrug dra, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy uitgooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en hulle gooi dit in die vuur en dit verbrand. Maar as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Geliefdes in Christus, my boetas, my sissies, mede-biker broers en susters. As ons die woord wat ons nou gevat het en gelees het, as ons daardie woord by ons huise waar ons sit, ook oopmaak en ons het ons stilte tyd en ons lees daardie woord, dan het ons nie maar net te doen met dooie letters wat op papier geskrywe is wat ek nou lees nie. As ons gaan kyk daar in Hebreërs 4,
dan is God se woord baie duidelik. Hy sê die woord is lewend en kragtig. Maar wat doen dit? Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Hoeveel keer het ons nie al gehoor as iemand sê, daai is maar net 'n boelprater, 'n twakprater. Hoekom maak ons sulke uitlatings? Want dit wat hy sê en dit wat hy doen, stem nie ooreen nie. Dit is hoekom ons sê, daai is maar 'n twakprater. Môre Michael en my sussie, ek het julle nie eens sien nie, hallo. Sluip julle hier in dat ek, hey, môre. So God se woord, kyk hier na wat die hart is, en dit wat ons dan uitkom, mense gaan baie vinnig agterkom. Dit wat die ou sê en dit wat hy doen, strook nie. Ons mense is nie dom nie, hulle check ons uit, hoor. Wat sê 2 Korintiërs 3 vers 3? En dit is jy wat vanoggend hier sit, kind van God. Ek wil hê jy moet dit hoor. Die woord sê, julle wys duidelik dat julle 'n brief van Christus is. Hierdie brief is nie met ink geskrywe nie. Nee, die Gees van God wat lewe, het dit geskrywe. Maar nou gaan hy verder, hy sê hy het dit nie op plat klippe geskrywe nie. Wat is die plat klippe wat na verwys word? Die 10 gebooie. Hy het dit nie op plat klippe geskrywe nie, maar op mense se harte. Dis hoekom die woord van God, kyk wat is die bedoeling van ons harte. Dis die Gees wat dit kom opskryf. Dit wat ons vanoggend hoor, kom maak die Gees vat. Jy gaan dit nie kan vasmaak nie. Dis die Gees wat jou sekere dinge laat onthou. En wanneer dit dan nodig is, kom die Gees en hy kom herinner jou aan daardie spesifieke teksvers wat jy gelees het 3 weke terug, of wat iemand dalk gesê het. Die Gees bring dit op. Hy gaan miskien nie woord vir woord dit vir jou gee nie, maar hy gaan jou maak onthou dit wat sy woord sê, want dit is hoe die Gees met my en met jou werk. En die skriflesing van vanoggend sê baie duidelik, bly in my, soos ek in julle. Hoe bly ons in hom? Deur dit wat ons klaar gedoen het, ek het julle uit die woord gelees. Julle het vanoggend dit nou net gehoor. Maar as julle die woord oopmaak, dis wanneer jy in hom bly. Nie heeltemal nie, want jy hoor dit, jy lees dit, maar jy moet dan doen ook. En dit is wat God vir ons sê. As ek dit doen, dan gaan ek en jy begin 'n vrug dra. Vrug wat God gaan verheerlik, niemand anders nie. Maar dit beteken ek moet in die wynstok bly. Want as ek hy skerp vat en ek gaan knip hy lood af van daai wynstok, dan kan daar mos nie 'n druiwetros uitkom wat ek daar op die grond, daai stuk wat daar geval het nie. Hy gaan doodgaan. Ons het gelees, die mense gaan daai gedeeltes optel, dit gaan droog word, dit gaan verbrand word. Ek kan dan nie vrug dra nie. Dis hoekom ek moet toelaat dat God met sy skêr inkom en daardie dinge in my lewe wat nie hoort nie, kom uitknip, sodat ek ander kan lei na die Here toe, sodat ek as 'n biker en 'n kind daarop, laat mense kan sien, hierdie ou dien die Here. En dis daai ou wat na jou toe gaan kom en sê, my boeta, wil jy nie vir my bid nie? Want hy sien iets anders in jou. Hy kom dit agter. En dit is hoekom ons vanoggend hier is. God wil my en vir jou wat hier sit, daar buite gebruik. Sodat hierdie, want ek en jy is die lood, dat ons die vrug kan dra wat God wil hê ons moet dra. Maar dit beteken ek moet in hom bly, ek moet in sy woord bly.
Ek moet gedurig deur sy woord lees. Ek moet by die kerk uitkom, hier by die samekoms wat ons het. Sodat ek die woord kan hoor, sodat ek kan begin doen wat God se woord vir my sê. My boetie, my sussie. Omdat want hy sê, julle moet in my bly soos ek in julle. Hoe is hy in ons? As ek net so gaan sit op 'n stoel en ek doen niks nie, gaan mense hom kan sien? Nee. Maar as ek begin praat en ek begin dinge doen, dan check mense, hulle let op. Ons het net nou gesê daai boeltwaad praters. Mense check ons. Hulle sien wat ons doen, hulle hoor wat ons sê. En omdat hy binne in my is, kan ek nie net doen wat ek wil nie. Daar's nie 'n manier nie. En ek het net vir julle gesê, die taxi op pad huis toe. Maar dankie Vader, ek kan op my knieë gaan en sê, Here, ek het gesondig teenoor U en ons gaan net nou by dit uitkom. Want as ek nie doen wat die woord sê nie, dit is so nice om so 'n tuintjie te hoor praat en mou nie. So julle moenie op ongemaklik voel nie. Ons is gewoond dit klink kwaai. Ons hoor dit gereeld van Jerry. Okay. Ja, sê. Maar as ek nie doen wat God se woord sê nie, as jou kind nie doen wat jy vir hom sê nie, hoekom sê jy vir jou kind sekere dinge? Want jy wil hom leer. Kinders dink nie so nie. Ag, hy mou my pa of my ma alweer. Dis al wat hulle doen. Julle ken dit, julle weet, dit is okay, meeste van ons se kinders nou al uit die huis uit, behalwe hier's 'n paar nou wat nog sit met lekker kleintjies wat woelig is, wat lewendig is. Maar dit is juist dit, die kinders doen sekere goed en dan sê hulle, ja, my pa hulle mou weer. Die Here mou nie. Hy staan so, hy sê, kom na my toe, my kind, as jy vermoeid is, as jy belas is, ek sal vir jou die rus gee wat jy wil hê. Hy doen die teenoorgestelde wat hierdie ou voor julle staan doen met my kinders. Okay, hulle is nou groot. Maar ek maak nog my mond oop. As ek 'n ding check en is nie reg nie, hulle is getroud. Hulle laities is in die hoërskool, ek het 2 is nog in die laerskool. Dan sê ek vir hulle. Maar weet jy wat? Dis so great om te hoor. Ja, pa. Maar is nie net ja, pa nie. Hulle doen wat pa sê. Ek doen wat die Here vir my sê. Want ek wil. Hy dwing my nie. Ek dwing nie my kinders nie. Dit is hier in jou, jy wil dit net doen. En dit is die verhouding wat die Here met ons wil hê. En mense dink dit is so moeilik. Hy staan met 'n lat die hele tyd. Nee. Hy het dan sy seun gegee en ons gaan dit hierdie naweek vier, wat in die kruis uitgesterf het. Dis die liefde wat hy vir my en vir jou het. Hy's lief vir ons. Hy gaan nooit as ek na hom toe kom en by sy voete kom sit en vir hom sê, Vader, ek wil kom mou en ek wil kom pla. Dan gaan hy nie die 2 plaks vat nie, daai earplugs wat hou insit vir al die mans wat in die aande kom en wil hulle die earplugs insit sodat nie kan hoor hoe hulle vrouens snork nie. Of is dit andersom? Maar dis nie wat die Here doen nie. Hy luister. Hy help, hy bemoedig. Dit is hoekom Jesus sê die Heilige Gees in ons sal ons alles leer en herinner aan wat hy gesê het. Wat het hy gesê?
Want hy is mos die woord, jy hou dit vas. Hy sal ons herinner aan dit, die Gees van God. Dis hoekom Jesus gesê het vir ons daar in Johannes 16. Ek wil dit vir julle lees. Hy sê dit sal voordelig wees as hy weggaan, want as hy nie weggaan nie, sal die Gees nie na ons toe kom nie. Jesus sou nooit so uitlating gemaak het as dit nie so was nie. En wanneer die Helper kom, hy sê dan sal hy vir die mense van die wêreld bewys dat hulle verkeerd dink oor sonde. Want dit is wat ons dink. Omdat ek sonde gepleeg het, kan ek nie op my knieë neerval en met die Here praat nie. Dis verkeerd. Dis Satans wat daai invluistering in jou wil inkom sit. Dis juis wat ek kan doen. Ek kan op my knieë neerval. Ek kan na ons barmhartige Vader roep. En hy's daar om te help, by te staan, te vergewe, te help wanneer ek verkeerd doen. En ek sê dit tongue in the cheek. So baie keer dan sê die Here dalk. Ek sê net is so nie, maar dan ek sê dit tongue in the cheek. Ag, Tuis, hier kom my ou boeta alweer. Check nou weer wat doen hy nou. Is uit onkunde. Maar God sê nooit vir my cheers nie. God druk my nooit weg nie. God sal u ook nooit wegdruk nie. Hy staan met oop arms. Hy's 'n liefdevolle Vader. Dis wat hy song wat ons gesing het net nou. We can then sing of the goodness of the Lord. Die Heilige Gees gaan my en jou nooit aankla by die Here en sê kyk wat het hierdie ou nou weer gedoen, Here. Hy sê hy's jou kind. Satan is die aanklaer. Die Heilige Gees kom oortuig my en jou van dit wat verkeerd is, sodat ek dit kan verander en reg kan maak. En elke kind van God ken die Heilige Gees, want hy woon in ons. Jy gaan hom nie elke dag hoor en sê, hoorie, hey. Jou gedagtes kom net en dan weet jy, hierdie ding wat ek nou doen is verkeerd. Hier's niemand in die omtrek nie, my buurman gaan nie weet nie, ek gaan gou oor hardloop na sy vrou toe. Jy kan dit nie doen. Ons kan dit nie doen nie. Ons ken die Heilige Gees. So die Heilige Gees in jou gaan vir jou sê, hey, wow. Jou gedagtes gaan so weer sê, jy kan nie hierdie ding doen nie. En as jy hom nie ken nie, mense wat nog nooit hulle lewe vir die Here gegee het nie, hulle sal nie die Heilige Gees ken nie. En hulle sal aanhou om sonde te doen en verkeerde dinge doen, jy na die bierekkie in te stap, sonder om daaroor te worry. Hulle sal dit aanhou doen, hulle gaan nooit berou daaroor hê nie. Maar ek en jy het al daar gekom waar ons sê, hey, wow, flip het. Hierdie is nie kwaai nie. Jy sien, wanneer ek en jy aanhou om soos heidene te lewe, hierdie stem wat hier binne is, wat ons hoor en sê, jy kan nie, ons blus daai stem. En as ons dit aanhou doen, gaan ons soms so blus dat ons die stem nie meer hoor nie. Maar veel erger nog, my boetie en sussie, wanneer ek dan afgaan op my knieë in 'n gebed na die Here roep, want ek het die Here nou nodig, kan dit dalk wees dat die Here dan nie eens gaan hoor nie, want ek het so sy stem so geblus deur aan te hou, die verkeerde goed te doen en sê, dat God my nie eens meer gaan hoor nie. Maar ek wil vir julle 'n teksvers gee wat staan, wat ek nou vir julle sê. Jesaja 59:2. Hy sê, maar julle ongeregtighede het skeiding gemaak tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie meer hoor nie. En toe ek dit
Ek het dit al voorheen gesê, maar toe ek hierdie teksvers weer kry, toe moes ek daar sit en sê, Here, help my. Help dat ek absoluut nie so ver gaan wegdrywe, Here, dat dit gebeur nie. Dat ek nie by hierdie punt uitkom nie. Dis hoekom ons versigtig moet wees, dat ek en jy nie deur dit wat ons aanhou doen, die stem van die Heilige Gees demp en blus nie. 1 Tessalonisense 5:19 Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Luister fyn na sy stem. Die Nuwe Lewende Vertaling sê dit so mooi. Hy sê moenie die Gees uitblus nie. Aan die ander woorde, as jy vanaand klaar gebraai het en jy vat daai water en jy gooi dit oor daai kole wat rooi is. En jy sien die rook kom uit en jy sien daar's nou nie meer rook, dan weet jy dis dood. Ek moet nie dit doen met die Gees van God nie. Jy sien, sonde baar sonde. Ons almal ken vir koning Dawid. Daar op die dak gestaan toe check hy daai kaal cherry. Terwyl hy sy gebad het. Dis wat die woord sê. Sy was naak gewees. Maar daai daad het nie daar gebly nie. Dis hoekom ek sê sonde baar sonde. Daai daad het na nog sonde gelei. Hy het vir sy ouens opdrag gee, gaan haal daai vrou. Hulle het haar gebring na hom toe. Hy het oorspel gepleeg. Dit het gelei na verdere sonde. Dawid het vir die manskappe gesê, daai ou maak julle seker hy's nie voor linies. Uria het Dawid vermoor. Dawid het vir Uria vermoor. So die een sonde lei na die ander, na die volgende. Maar wat het koning Dawid gesê? Hy het nie teen die grond neergeval en sê, dis dit, gooi my nou maar toe nie. Hy het geweet, hy kan vergifnis kry by die Here. Psalm 51 vers 9, vers 6, jammer. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. Ek wil nog 'n voorbeeld gee. Potifar se vrou. Julle weet wat sy gedoen het. Sy het vir Josef het sy broers mos verkoop aan die koning. Toe hy opgroei daar, toe was hy die koning se regterhand. Toe kom sy ook by hom met daai deurskynende dingetjie aan. Sy sê vir my, kom. Toe sê Josef, wow, hoe kan ek dit doen? Die ou wat sy huis oopgemaak het vir my, wat my ingevat het. God wat my en vir jou ingevat het, kan julle sien. Hoe kan ek jou kamer toe wil vat? Is dit wat God gesê het? Ek kan mos nie. Genesis 39 vers 9. Die koning het niks van my teruggehou nie. Hy het alles gehad. Hy was sy nommer 2. Behalwe vir u. Kyk jy respek. Hy sê nie behalwe vir jou nie. Behalwe vir u. Want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig. Daar is nog baie ander gevalle ook wat ek voorbeelde wat ek kan gee. Sodat wanneer ek verkeerd doen, wanneer ek daai taxi toesnou, my vrou hoor dit, dan is dit nie teenoor daai taxi man nie, wat verkeerd gedoen, ek sondig teenoor die Here. En God wil hê, ek moet verstaan, ek,
toe ek dit nou neerskryf daar. En dis hoekom ek dit vir u sê, dat u ook vanoggend dit verstaan. As ons iets doen wat verkeerd is in die oë van die Here, net soos wat Josef gesê het. As ek iets doen wat verkeerd is in die oë van die Here, dan sondig ons teenoor hom, ons hemelse Vader. Want die woord en Jesus, God is een. En as ek iets doen wat teenstrydig is met die woord van God, dan sondig ek en jy ook teen die Here. En dan beteken dit ek doen die teenoorgestelde van dit wat ons vanoggend gelees het, van bly in my. Want as ek dit doen, kan ek nie in hom bly nie. Dan breek ek weg. Jy sien, alles wat die Vader gesê het, het Jesus geglo. Alles wat hierin staan, glo ek. Alles wat hierin staan, glo u. Dit is wat God wil hê ons moet doen. Daar in Matteus 3, toe Johannes vir Jesus gedoop, toe speel hy iets pragtigs af. Matteus 3:17, ek wil dit vir u lees. En nadat Johannes vir Jesus gedoop het, het die hemel oopgemaak en 'n stem het gesê. Wie is die stem? Die Vader, God. Maar wat het daai stem gesê? Dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Johannes het vir Jesus gedoop, so toe daar die hemel oopmaak en Jesus hoor dit, het hy dit wat hy gehoor het hy geglo. Hy het geweet, dit is die Vader wat praat. Hoe weet ek dit? Jy sien, Satan, Mr. S.A.T.A.N, het vir Jesus vir 40, nadat Jesus 40 dae gevas het in die woestyn, nie in 'n dorp, nie so lekker pools wat hy sit lekker koel te boom, in die woestyn, vir 40 dae, toe kom Satan, toe kom hy na Jesus toe, hy was sonder kos en water. En die eerste vraag wat die duiwel gevra het vir Jesus, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brood word, want hy het geweet Jesus is honger. Hy het 40 dae laas kos gehad. Ek sukkel om een maaltyd oor te slaan. Weet nie van julle nie. Is lekker om te eet. Jesus het 40 dae en hy sê vir hom, is hy dan die seun van God, as hierdie klippe met brood verander? Maar Jesus het nie nodig gehad om die klippe in brood te verander en vir Satan te wys dat hy wel die seun van God is nie. Hy het dit geweet, hy het dit gehoor, die stem het dit gesê en hy het dit geglo, so hy hoef nie vir hom dit te gesê het nie, of iets te gedoen het om hom te laat glo dat hy wel die seun van God is nie. So as God se woord vir ons iets sê, kan ons daarop staan, ons kan dit glo. Almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Glo dit, my boetie en sussie, want dit staan so in sy woord. En omdat ek en jy sy kind is, behoort ons aan hom. Want jou kind behoort aan jou. Omdat ek sy kind is, behoort ek aan hom. Ek is deel van God se familie. Maar hoor wat sê die woord van God, van my en jou, wat aan Christus behoort. Galasiërs 5:24. Hy sê die mense wat aan Christus Jesus behoort, het opgehou om slegte dinge te doen, want hulle wil dit nie meer doen nie. Niemand gaan vir jou sê jy mag en jy kan nie. Hoekom moet ons? Die woord lei ons. Nie een van ons wat hier sit is op dieselfde geestelike vlak nie. Dis hoekom ons hier is, dis hoekom ons mekaar help deur moeilike tye.
Jy sien, hy het duur betaal vir ons. Hy het aan die kruishout het hy gehang, hy het gesterf daar. Dit is hoekom ek moet ontslaa raak van my sinnelose leefstyl. Ek moet ophou om dinge te doen wat mense doen wat in die donker lewe. Hoekom lewe hulle in die donker? Want hulle wil nie hê ek en jy moet sien wat hulle doen nie. Maar dit is oop en bloot voor God se oë. As julle nie weet wat ek doen nie, daar's baie dinge. Dan beteken dit nie die Here weet nie van dit nie. God weet. Hy weet wie ek is. Hy het my gevorm. Die Heilige Gees ken die woord beter as enige iemand anders. Dis hoekom ons hierdie woord dan vat en ons hou aan om dit te lees. En ek vat hierdie woord en ek begin daardie teksverse te memoriseer. Dan sal die Gees van God my kom lei. Die Gees sal vir my en jou kom bemoedig. Die Gees sal ons kom leer. Die Gees sal ons kom versterk. 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê en om ons te reg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. So die Heilige Gees help ons om die beeld van God, en dit is wat mense na ons kyk, hulle check het, hulle lees ons, terug daar by die brief. Ons is nie op klippe geskrywe nie, maar die Gees van God kom skryf op die vleestafels van ons hart, en die mense check dit. Mense kyk na ons. En dit is wanneer mense vir Jesus binne in my en jou sal begin raak sien. Want ek hou aan om die woord te lees. En die Gees kom hou aan om op my harttafels dit te kom skrywe. Met ander woorde, ek hou aan om in die wingerd te bly, want ek lees die woord van God en ek sal aanhou om vrug te dra. Hier is 'n kosbare belofte, Johannes 14:26. En wanneer die Raadgewer, die Heilige Gees kom, wat die Vader in my naam sal stuur, dis Jesus wat praat, sal hy julle in alle opsigte onderrig en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dis hy wat ons kom herinner aan alles wat gesê is. Dis hierin opgeteken. En as ek en jy in sy woord bly, my boetie en sussie, dan ken ons daai waarheid. En dit is daai waarheid wat my en jou kom vrymaak. Want die Gees spreek nie van homself nie. Hy spreek net dit wat hy gehoor het. Hy spreek net dit van die Vader. Hy spreek net dit van Jesus Christus. Jy kan gerus Johannes 16 die hele hoofstuk gaan lees in jou stilte tye. Jy sal dit sien daar. Maar dan sê Jesus 'n kosbare ding. Hy sê as ek en jy in daai woord aanhou lees, ons lees die woord gedurig, is ons in hom bly. Hy sê dan gaan ek en jy vrug dra. Ons gaan vrug dra wat ander gaan sien. Maar sonder die Gees van God is ek en jy totaal en al verlore. Ons sal niks kan doen nie. Dit is hoekom dit so krities belangrik is dat ek en jy nie op dinge wat ons sien fokus en konsentreer nie, die materiële dinge nie. God weet wat ons nodig het. Ek moet fokus op die onsigbare dinge. Daai dinge wat ek nie kan sien nie. Want dit is die dinge wat ewigheidswaardes dra. Hierdie dinge wat ons sien, gaan verby, dit word vernietig. Dit is nie daar vir ewig nie. Maar dinge wat ek nie kan sien nie, dit is wat ek moet op fokus. Met ander woorde, die woord van God. Ek kan hom nie sien nie, maar ek weet hy is deel van my. Ek weet hy het my kom verander. Hy het my hele lewe kom omdop. Wat sê Jeremia 6:16 en ons gaan klaarmaak.
So sê die Here. Ek is 'n biker, so ek like hierdie vers. Hy sê, staan by die kruispaaie en kyk. En vra na die ou paaie, watter pad is die beste? En as jy die antwoord kry, loop dan daai pad. Dan sal jy rus vind. Wat verwag die Here van my? Wat verwag God van jou? En ek sluit af met daardie teksvers dan. Hy sê, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Hoe bly ek in hom? Maak sy woord oop. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy elke dag 'n tydjie op sy sal sit, dis u tyd, Here. Dis nou u tyd. Abba Vader, Here, wat sou ons doen as die woord van God nie daar was om vir ons leiding te gee nie? Ja, die Gees van God wat vir ons help met dit, want hy is eintlik die outeur van die woord. Want die hele woord van God is geïnspireer deur die Gees van God. Dankie Here dat ons die woord kan oopmaak, dat ons in 'n vry land kan lewe. Dis nie soos daar in Iran wat daar die oorlog besig is om plaas te vind nie, Here, waar mense nie vry kan wees om oor Jesus te praat nie. Ons is nog vry om dit te kan doen. Maar dankie Here dat u die Gees vir ons agtergelaat het, ons helper, ons trooster, die ene wat vir ons bystaan, die Here wat vir ons leer, die een wat 'n lig is op die pad wat ons stap en 'n lamp is vir ons voet, die woord van God. Dankie daarvoor, Here. Soos hier vandag gaan, Vader, weet ons dat u hand van beskerming oor ons sal wees en dat u vir ons veilig by ons huise sal aanbring. Ons vra dit in Jesus naam. Gemeente, die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.